Hagar gedink nie. Dit was nie ietsie wat by my opgekom het nie, en toe, ons het elke jaar by ons kerk 'n enkel mamma dag, so die Saterdag voor Moedersdag hou ons enkel mamma dag, en Sunay saam met wie ek gewerk het, ook daar gewerk het, vra vanaf wat die bedieningsoomlik sal lei, en sy sê, maar jy moet nou kies waaroor jy gaan praat, en ek dog, oh my goodness, wow, want sit jy maar op 'n verhoog, dan slaat alles toe. Want hierdie is bietjie makliker. Gelukkig is hierdie nie verhoog nie. Nou, dis wat ek sê, verhoog is baie intimidating. En Hagar het net in my kop gekom, en ek het gaan kyk en alles, en soos my Hagar was die eerste enkel mamma in die Bybel gewees. Maar Hagar was ook die eerste een aan wie die Here as die engel van die Here verskyn het. En sy is ook die eerste persoon in die Bybel wat vir Jesus 'n naam gegee het. En haar kind is ook die eerste ongebore kind wat God self genoem het. So daar's soveel mooi aan Hagar. So dis my voorreg om vanoggend vir julle 'n bietjie meer van haar te kan kom vertel. So Hagar begin, nou druk ek hom en dan gebeur niks. Doe maar. Ek gaan oldschool. Die machine kan net daar wees. Okay, so Genesis, ons lees in Genesis 16 en Genesis 21 van Hagar en Ishmael. En dan eers weer in Galasiërs later wat Paulus praat van die belofte wat van 'n mens gekom het en die belofte wat van God gaan kom het. Maar dit is nou heeltemal 'n ander storie vir 'n ander tyd. So Genesis 16 vers 1 begin, en Hagar kon nie vir haar man 'n kind gee nie, maar sy het die Egiptiese slavin Hagar gehad. So hoekom het dat die Egiptiese meisie in 'n Hebreëse huis 'n slavin word? So ons gaan ons terug na Genesis 12 toe, waar die Here vir Abraham sê, jy vat jou alles wat jy het, jy pak alles op en jy gaan na die plek toe waar ek vir jou sal aanwys. En hy het gegaan en hy het eventually in Kanaan aangekom, hy en Sarai en hulle hele entourage, hulle is daarso, en eventually is daar groot hongersnood. En hulle besluit dat hulle gaan Egipte toe, waar daar kos is en alles, en toe hulle so by die grens van Egipte aankom, sê Abraham vir Sarai, luister, jy is 'n mooi girl. As hierdie Egiptenare jou sien, hulle weet jy is my vrou, gaan hulle vir my doodmaak. So sê nou net, hulle is my sussie, en dan sal dit nou jy wees, wat gaan sorg dat ek gaan lewe, want hulle gaan my nie doodmaak nie. En Sarai stem toe in, net soos wat hy gesê het, toe hy daar inkom, is die Egiptenare gaande oor Sarai, en hulle besing haar lof, en hulle vertel van Farao, van haar, en Farao vat haar in sy paleis in. Maar hy vat haar nie na 'n mooi gastekamertjie een kant toe, waar sy nou alleen in die kamertjie, sy gaan in sy harem in. So Sarai word een van Farao se byvroue, een van sy prostituie. En ek dink nie die verwerping wat sy moes gevoel het daarom, wat sy amper nie keuse van gehad het nie, want sy moes haar man red. En toe, soos ons die storie ken, het die Here besluit, nee, Farao, sorry, hy straf hom met siektes en pla en alles, en hy kom toe eventually agter, maar Sarai sy is Abraham se vrou. En hy sê vir Farao, vir Farao, hoekom doen jy hierdie aan my? En hy sê, vat net alles wat ek vir gegee het, want toe hulle daar ingekom het, toe die Farao nou in ruil vir Sarai, vir hom 'n klomp beeste donkies, en dan Egiptiese slawe en slavinne gegee. En dis waar Hagar toe nou by Abraham ingekom het. En toe Farao vir hulle sê, asseblief gat nie die weg, toe is sy die slawe en slavinne saam met hulle. So, nou fast forward ons 10 jaar. Hulle is terug in Kanaan, en Sarai is nog steeds nie swanger nie. In Genesis 15 het die Here vir Abraham, Genesis 12 ook al het hy hom gesê, hy gaan 'n groot nageslag hê, maar Genesis 15 sluit hy verbond met hom, want Abraham sê vir hom in Genesis 15, hy sê vir hom, Here, ek het nie 'n erfgenaam nie, ek gaan nou maar my slaaf, Eliezer, gaan nou maar my erfgenaam word, want na 10 jaar het hy nog nie vir my kind gegee nie, en die Here sê vir hom, nee, hy gaan nie jou erfgenaam wees, want ek gaan vir jou kind gee, en hy sluit oor verbond met Abraham, laat hy 'n kind gaan hê, en alles wat daarmee saamgaan. Maar nietemin, Sarai is nog steeds kinderloos, en julle, ek dink vir 'n vrou wat 10 jaar wag om swanger te raak, en sy weet daar's 'n belofte oor haar en haar man, ek dink elke dag
en maand en jaar wat jy nie swanger geword het, en raak dit al hoe moeiliker en swaarder om te glo, jy is die belofte vir my. En dan begin hy twyfel baie harder te fluister as jy geloof. En Sarai besluit toe, okay, sy gaan nou maar die Here se plannetjies vir haarself uitsorteer en sy sê vir Abraham, luister, die Here het my verhoed om kinders te hê. Maar kom ons kyk dalk, nie, want hy weet nie, dalk, as jy saam met my slavin slaap, gaan ons 'n erfgenaam so kan kry. En dit gebeur toe nou en sy gee vir Hagar, vir Abraham, en Hagar het nie 'n keuse gehad nie. Want hulle het hom nog een keer op haar naam genoem. Sy is net die slavin. Daar was nie gesprek met haar gevoer en sy luister Hagar, gaan dit oukei wees as jy met 'n 85-jarige oomie gaan slaap, sodat jy kan 'n kind hê by hom, en daai kind gaan nie jou kind wees nie. Daai kind gaan haar kind wees, wat sy gaan grootmaak, as haar eie. So basies word haar collateral damage, en haar lyf word gebruik vir iemand anders se pyn, iemand anders se hartseer, en iemand anders se frustrasie. Gebeur toe nou, Abraham sê, okay, hy stribbel glad nie teen met sy vroukie nie, en hy sê, okay, bring vir Hagar, en Hagar word swanger. En aan daai tyd was kinders jou status gewees. Hoe meer kinders jy gehad het, hoe beter was dit gewees. En daar was 'n gebruik in daai tyd van as jy nie kon kinders hê nie, dan het jy jouself vir jou man gegee. Maar hierdie was Abraham en Sarai. Dit is die gesin waardeur die Here die Israeliete laat tot stand kom het. So hulle was nie onder dieselfde vaandel as jou gewone mense nie. So ek dink dit was nogals 'n groot ding. Dis 'n baie groot ding. Ek dink die Here het maar net sy kop geskit en sê, okay, was fine. Nietemin Sarai, Hagar is swanger. En toe sy swanger is, toe sê sy, ek het my status. Ek het nou die baas se baba in my maag. En sy begin vir Sarai met contempt behandel, sê die woord. Nou contempt, dit is, as in die Grieks sê dit, sy het haar gehumiliate, sy het neergekyk op haar, sy het haar regtig sleg behandel, en sy het trots geraak. En daar het 'n onmin begin bestaan tussen Sarai en Hagar, en ek kan nog ons dink, want nou weet Hagar, luister, ek het nie swanger geword nie. So dit lê by my, die fout lê by my, dat ek nog nie vir my kind 'n baba kon gegee het nie, my man het 'n baba kon gegee het nie, maar my slavin kom. So ek dink, daar het sy baie minder waardig gevoel, en dan kyk haar slavin nog meer op haar, en Abraham sê niks, hy is maar ook net, hy het ook maar net gedoen wat sy vir hom gevra het om te doen. En sy roep vir Abraham eendag in die tent in, en sy sê vir hom, kyk broer, hierdie is nou jou skuld. Want jy het saam met my slavin geslaap wat ek vir jou gegee het, en jy het haar pregnant gemaak, en nou sy met my lelik, laat die Here tussen my en jou oordeel. Ek dink hierdie arme man het gedog, maar sorry, ek was net gehoorsaam aan my vrou. So, dalk is dit 'n rede hoekom ons nie met ons mans nie moet gehoorsaam wees aan ons vrouens, maar aan hulle Here. Moenie jy sê ja. Amen, Lola. Amen en amen. Ja. So, Dit impliseer dat die vrou die man moet toelaat om by die Here te gaan hoor. ja, ons het nogals by Parel, ons daai ding gesê van, Eva het vir die man die appel gegee, en Adam het die appel gevat, en net daar so het 'n paar probleempies begin. So Hagar is swanger, en Abraham staan nie op vir Hagar nie, hy staan nie op vir sy ongebore kind nie. Hy is Pontius Pilatus homself, en hy sê, weet jy wat, doen met jou slavin net wat jy wil. En sy het. Die Bybel sê, sy het haar so sleg behandel, dat sy gevlug het. Nou julle, imagine dit net, jy is swanger, maar die opsie van om alleen in 'n woestyn te wees, swanger, sonder heenkome, klink vir jou na 'n beter proposisie, as om in daai huis te bly, waar jy kos het, waar jy shelter het en alles. En Hagar vlug.
En dis net waar die Here haar kry. Langs 'n stroompie op die pad na Shur toe. Nou Shur is 'n pad na Egipte toe. So vermoed sy was op pad terug na haar geboorteland toe. Maar die engel van die Here vind haar. Wat sê, hy het haar gaan soek. Hy het nie net op haar afgekom nie. Hy was intentioneel om haar te gaan soek. En hy vind vir haar. Nou die engel van die Here hiersom is Malak Yahweh. So dit Malak is Hebreëus vir messenger en Yahweh is natuurlik die Here se naam. So dit is 'n boodskapper van God. Maar dit is nie God self nie, onthou want die Bybel sê niemand sal ooit vir God sien nie. So dis die pre-incarnate Jesus. Jesus self het aan Hagar verskyn. En hy sê, Hagar, slaaf van Sarai, waar kom jy vandaan en waar gaan jy heen? Vir die eerste keer in 10 jaar word sy op haar naam genoem. Maar nie net noem hy op haar naam nie, hy sê ook vir wie sy is. Jy is 'n slaaf. En hy sê vir haar, waar gaan jy heen? Waarheen is op pad? En sy kan nie van sê waarheen is op pad nie, want sy weet nie. Sy weet nie gaan sy in Egipte uitkom en sy sê vir hom ek hardloop weg van my meesteres af. En hy sê vir haar, gaan terug na Sarai toe en onderwerp jou aan haar. Hy sê want ek sal jou afstammelinge baie maak. Nou julle, ek weet nie van julle nie, maar ek was nog wel 'n bietjie geskok toe ek gesien het hy stuur haar terug na die huis waar sy mishandel was en bitter sleg behandel is. Maar in elk geval, verder sê Jesus vir haar, jy is nou swanger en jy gaan 'n seun hê en jy gaan hom Ismael noem. Die feit dat Jesus vir Ismael daar 'n naam gegee het, sê ten spyte van dit Sarai se keuse was Ismael nie 'n fout nie. Jesus het al klaar 'n plan met hom gehad, want hy het hom 'n naam gegee. En Ismael beteken God hoor. En dit sê, because the Lord has heard your cry of distress. Hagar was 'n Egiptiese meisie, wat Egiptiese gode aanbid het. So ek seker sy sou van die Here gehoor het in die 10 jaar wat sy daar was, maar daar staan nêrens in die woord dat sy tot hom gebid het nie. Daar staan nêrens dat sy die Here se naam aangeroep het nie. So die Here kom na 'n meisie toe, wat nie in hom glo nie. Sy het nie vir hom gevra om my te kom help nie, maar hy sê net daar en dan, Hagar, jy's op my radar. Maak nie saak wie of wat jy is nie, jy's op my radar, want jy, as mens, is belangrik vir my. Verder sê hy, Ismael gaan soos 'n wilde donkie wees, en hy gaan met 'n onmin, met almal leef, sy hand gaan teen almal wees, dan sê hy, en he will live in hostility against all his relatives. Nou Ismael beteken God hoor, en toe hy haar nou terugstuur, toe ek dink, yes, like it, hy het vir haar teruggestuur met die belofte dat ek vir jou sal sorg en vir jou beskerm. Want Hagar was nie onskuldig nie, sy was ook lelik met Sarai gewees. Sy het ook trots in haar hart gehad. En Jesus sê van jy moet jou hart ook verander. Dit word geïmpliseer, want as jy aan my gehoorsaam gaan wees, sal ek jou beskerm, ek sal vir jou sorg, want ek sal jou hoor. En elke keer as jy jou seun se naam noem, weet sy, God is met haar, want hy hoor haar. En Hagar sê op 'n stadium toe na hom, daar gee sy vir hom sy naam, sy sê, you are the God who sees me, El Roi. En toe sê sy verder, have I truly seen the one who sees me? Sy het 'n face-to-face ontmoeting met Jesus. 'n intieme ontmoeting met Jesus. 'n enkel ma, wat in die wêreld se oë niks beteken nie. Ek wil sy word nie eens op haar naam genoem nie. Maar Jesus kies haar daai dag om te sê, ek sien jou, ek hoor jou, en ek ken jou, en ek sal met jou wees. So, Hagar gaan terug, sy beklei nie met hom nie, want sy weet, dat sy met 'n belofte teruggaan, na Sarai en Abraham toe. En ek dink,
toe sy daar aangekom het, moes sy natuurlik vir Abraham en Sarai vertel het van hierdie ontmoeting wat sy met die Here gehad het. En ek dink Sarai sou ook op daai stadium gesê het, okay, ek gaan ook nou seker bietjie in my spoor moet trap en bietjie beter moet wees met Hagar, want sy het 'n ontmoeting met God gehad. Bybel sê toe Ismael is gebore en Abraham het hom genoem op sy naam Ismael wat die Here vir hom gegee het. So nou fast forward ons 13 jaar. Genesis 21 vanaf vers 8 sê vir ons, Isak is gebore en hy word gespeen, hy is omtrent nou 3 jaar oud, en nou is dit Abraham en Sarah, want die Here het verbond met hulle gesluit en vir hulle op 'n nuwe naam gegee. Abraham is 'n vader van baie nasies en Sarah gaan ook die moeder van baie nasies wees. En Abraham hou 'n Moliesefees vir sy seun, want hy word gespeen, en Sarah sien vir Ismael. En van die vertaling sê, he was mocking Ismael. En sy sê, sorry, hierdie tyd gaan nie vir my vlieg nie. Jy gaan nie so met my kind werk nie. Maar dit moet nie vir ons as 'n verrassing kom nie, want onthou in Genesis 16, het Jesus wel gesê, he will live in hostility with his relatives. So, dit is wie hy, wat hy sou wees. So, hierdie was nie net 'n boetie, ou boet en 'n klein boet wat so 'n bietjie beklei het nie. Hierdie was Ismael wat die woord wat oor hom uitgespreek is, uitgeleef het. En Sarah roep vir vir Abraham, weer in die tent in. Hy sê vir hom, Abraham, daai slavin, en daai kind van haar, moet gaan, want hy sal nie deel in my kind sy erfporsie nie. Nou, sy sê nie eers, dit is sy kind ook nie. Maar vir Abraham is dit moeilik, hierdie is sy kind, hy is 16 jaar oud nou, hy het hom groot gemaak. So vir hom is dit 'n verskriklike ding, om sy kind te moet wegstuur. En hy gaan na die Here toe, en die Here sê vir hom, luister vir Sarah, stuur haar weg, vir haar en Ismael. Want jou afstammelinge gaan deur Isak kom, maar ek sal ook na Ismael kyk, want hy gaan ook 'n groot nasie word. Net daar sê die Here vir Abraham, ek sal sy pappa wees. Ek sal vir hom sorg. Ek sal na Hagar kyk. Wees jy net waar ek wil hê jy moet wees. En doen wat jou vrou sê en stuur hulle weg. Hulle sal okay wees. So sê vroeg die volgende oggend het Abraham vir hulle 'n bietjie water en 'n broodjie gegee en hulle weggestuur. Julle, ek dink nie die gesprek het al, onthou, nou is Ismael 16, hy weet sy pa het hom verwerp. Hy weet sy pa het hom weggestuur in die woestyn in. Hierdie pa wat vir hom gesorg het vir 16 jaar, en wat hom teen van die Here geleer het, en alles, en nie net verwerp hy hom nie, hy verwerp sy ma ook. Ek dink dit moes verskriklik gewees het. En so stap hulle, en eventually raak die water op, hulle kos raak op, maar meer as dit raak Hagar se hoop op. Want ek het God onthou van sy beloftes oor my. Want wat hy vir my beloof het, toe ek swanger was met Ismael, en hoe hy vir my gesorg het en goed was vir my, in die 13 jaar wat ek by Sarah en Abraham was goed. Nou sit ek weer terug waar ek was, maar nie net as ek nou met 'n kind by my, wat ek moet so versorg nie, maar waar kom God hoor nou in? Waar kom dit in dat hy gesê het, hy gaan vir my sorg? Waar is sy beloftes oor my? En dit sê hulle, sy het vir Ismael onder 'n bos neer gaan sit. En sy het omgedraai en weggeloop, want sy kon nie sien haar kind sterf nie. En sy het, julle, hier is my baie erg, as ek na my kinders kyk. Imagine jy draai om, want jy kan nie kyk hoe gaan jou kind dood nie. En jy niks om te doen nie, jy kan niks doen. En die woord sê, sy het 'n bietjie verder gaan sit, en sy het bitterlik begin huil. Ek dink dis 'n huil wat ons almal ken, 'n huil wat sê, Here, waar is U? Of wat het gebeur? Ek verstaan nie hoe het ek gekom waar ek nou is nie. En die woord sê,
Sorry julle, ek is 'n professionele chonker. Toe maar is dit soos Dankie Matt. So, die volgende oomblik praat die Here vir haar, met haar, en hy sê, Hagar, wat is fout? Die Here het die seun se huil gehoor. Nie haar huil nie, hy het die seun se huil gehoor. Dit sê, Ismael moes tot God geroep het. Hy moes tot hom gebid het en vir hom gevra het en God hoor en hy sê moenie bang wees nie. Want ek sal vir julle sorg en ek gaan hom tot 'n groot nasie maak. En net toe maak die Here Hagar se oë oop en daar's water reg voor haar. Nou weet ek nie of dit sy na wroging was sy so gefokus op haar seer en haar pyn dat sy nie die water gesien het nie, of was dit net die Here wat op daai stadium wonderbaarlik water daar vir hulle gegee het vir voorsiening en hy sê, gaan na jou seun, in Afrikaans sê dit so mooi, die Afrikaanse vertaling, gaan na jou seun en hou hom styf vas en gee vir hom water en sy het vir hom water gegee en dan eindig dit net om te sê dat hy het 'n baie groot archer geword en hy het in die wildernis bly lewe en Hagar het van 'n Egiptiese vrou gekry. So ons weet nie wat het verder met hom gebeur nie, maar interessant. Hy was die vader van 12 prinse en hy het Abraham met 12 stamme gekom. So daar's baie goed wat ooreenstem met dit. So Hagar, daar's bespiegelinge, teoloë bespiegel dat sy was actually die farao se dogter. So imagine, jy kom uit 'n kasteel, uit 'n paleis uit weelde uit, en jou pa, wat teen so bang was dat die Here hom nog verder gaan straf, sê, vat net my dogter ook sommer. So maar Hagar word 'n slavin, nie uit haar eie keuse nie. Sy word 'n slavin want sy word gedwing. Sy word uit haar huis uitgestuur, uit haar land uit, sy is 'n nuwe taal, is 'n nuwe geloof, daar's nie meer maatjies nie, sy is net op haar eie. Maar Jesus, julle, het gekies. Hy het gekies om as mens na ons toe te kom. Hy het nie in die vorm van 'n engel aan ons verskyn nie. Hy het gekies om uit die hemel te kom en mens te word en vir ons te kom serve. Nou Filippense 2 vers 6 tot 8 in die message is so mooi. Think of yourselves the way Christ Jesus thought of himself. He had equal status with God, but he didn't think so much of himself that he had to cling to the advantages of that status, no matter what. Not at all. When the time came, he set aside the privileges of deity, and he took on the status of a slave, became human. Having become human, he stayed human. It was an incredibly humbling process. He didn't claim special privileges. Instead, he lived a selfless, obedient life and then died a selfless, obedient death. And the worst kind of death at that, a crucifixion. Jesus het nie gekies om baie polaai en konings en prinse te kuier nie. Hy het gekies om met die lae sosiale klas, die mense wat uitgeworpenes was. Hy het gekies om so met hulle te kuier, hulle te bedien, vir hulle te bid. Maar ook, hy het gekies om vir hulle lief te wees. Want dis wie hy is. En net soos wat hy dit gedoen het, lankal terug, net soos wat hy gekies het om vir Hagar lief te wees, kies hy vandag om vir ons lief te wees. En ek weet, partykeer sit ons op 'n plek waar ons ook sê soos Hagar, Here, sien nie my raak. Gaan die beloftes wat U vir my gegee het, waar word? Ek voel onsigbaar, ek voel nowhere, ek voel soos 'n nobody. Maar sy beloftes staan vas. Partykeer werk hy net so 'n bietjie agter die skerms. En dan kan ons nie sien wat hy besig is om te doen nie. Maar hy is faithful. Filippense 1 vers 6.
Say, I am certain that God, who began the good work within you, will continue his work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns. En dan die mooiste belofte, wat ek dink partykeer ongelukkige cliché raak vir ons, is Jeremia 29 vers 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Julle, net soos wat Hagar vir Jesus Elroy genoem het, en dat hy haar gesien het, so sien hy elkeen van ons, nog steeds vandag, in ons seer, in ons hartseer, in ons pyn, in ons joy, in ons opgewondenheid, sien hy ons raak, daar's niks wat vir hom weggesteek is nie. En toe hy die dag gekies het, om ja te sê vir die kruis, het hy nie moge terug kruis toe gegaan nie. Nee, die woord sê vir ons, for the joy set before him, he endured the cross. Now he is seated in the place of honor beside God's throne. Think of all the hostility he endured from sinful people. Then you won't become weary and give up. Jy sien, hy het geweet wat met hom gaan gebeur. Dit was nie van weggesteek. Nou ons lees in die tuin van Getsemane hoe hy bloed gesweet het van die vrees. Maar die joy wat hy geweet het wat gaan kom, dat hy vir ons seer, ons pyn, ons sonde, alles wat sleg is, gesterf het, sodat ons eendag saam met hom aan die regterhand van God kan sit, was vir hom, dit het alles oortref. Ons lees op 'n paar plekke dat hy ons eerste gekies het en ons eerste lief gehad het. En net soos wat hy met joy na die kruis toe gegaan het, met julle weet, you give him pleasure. In Efesiërs 1, die wat my ken weet, Efesiërs is my favoriteste boek of all time. My beste boek van all time. So even before he made the world, God loved us and he chose us in Christ to be holy and without fault in his eyes. God decided in advance to adopt us in his own family by bringing us to himself through Christ Jesus. This is what he wanted to do and it gave him great pleasure. Niemand het hom gedwing nie, julle. Dit is partykeer kan my kop nie dit lekker verstaan nie. Dat hy het my gekies, nog voordat ek enigiets gedoen het. Ek was nog 'n twinkel in my ma's en pa's oog, man. Toe het hy my al gekies en gesê, yes, like dit sal cool wees. Yes, ek gaan vir haar so wees. Ek kan nie wag om te sien wat sy gaan doen nie. En dit sê hy oor elkeen van ons. So, toe Jesus aan die kruis gehang het, het hy jou gesien. Hy het gesien in die aande wanneer jy alleen in die badkamer huil, wanneer jy nie weet wat kan doen nie. Hy het gesien, toe jy so moeg was, jy weet nie hoe gaan jy vandag opstaan en een voet vir die ander sit nie. Hy het gesien, hoe jy bekommerd oor jou kind se toekoms. Hy het gesien, hoe jy bekommerd oor jou finansies. Hy het gesien, hoe dink jy, ek is nie goed genoeg nie. Niemand sien my raak nie. Job 36 vers 7 sê, he never takes his eyes off the righteous. He honors them lavishly. He promotes them endlessly. Jesus said, while I was on the cross, you were seen. When the world looked away, I looked at you. When others didn't understand, I understood you. And when you felt alone, I never took my eyes off you. Net soos wat hy jou aan die kruis gesien het, het hy jou ook gehoor. Hy het gehoor daai dae wat jy gesê het, Here, ek kan nie bid nie. Here, ek het nie die krag om te bid nie. Ek weet nie wat om te bid nie. Hoor jy my ewen as ek vir u bid? Want dit voel nie vir my so nie. Maar oordat hy alles en nog meer deurgemaak het en presies weet waar ons is, waardeur ons gaan, tree hy vir ons in, wanneer ons nie weet wat om te bid nie.
Julle en ek, hierdie is my so mooi. Meanwhile, the moment we get tired in the waiting, God's Spirit is right alongside helping us along. If we don't know how or what to pray, it doesn't matter. He does our praying in and for us, making prayer out of our wordless sighs and our aching groans. He knows us far better than we know ourselves. He knows our pregnant condition and keeps us present before God. That is why we can be so sure that every detail in our lives of love for God is worked into something good. Is dit nie mooi nie? Yes, julle, dit is beautiful. Jesus sê, terwyl hy aan die kruis was, het hy jou gehoor. Hoekom was hy nou nie? Ja, daar is hy. When you cried out in pain, when you whispered in the dark, when no one else understood, I heard you, I carried you, and I interceded for you. You were never alone. Hy het jou op by jou naam geroep. Here, julle die Here werk nie met labels nie. Die wêreld sit labels op ons. Geskeide vrou, enkel ma, addict, jy's gesekwestreer. Enigiets die lelik wat die wêreld op ons sit. Want die wêreld werk in labels, maar nie hy nie. Hy roep ons op ons naam, net soos wat hy vir Ismael geroep het. Roep hy ons op ons naam en ons almal ken Jesaja 43 vers 1. Fear not, for I have redeemed you. I have called you by name. You are mine. You are not just another face in the crowd. You are mine. You are known. You are loved. You are chosen. And you are never forgotten. Ek dink baie van ons is regtig op 'n plek en ek hoop na vandag sal julle 'n ander perspektief hê daaroor dat jy word gesien, jy word gehoor en hy ken jou intiem en persoonlik op jou naam wat hy vir jou gekies het nog voor die grondlegging van die aarde. En ek wil afsluit met hierdie. Hy sal ons nooit los nie. En hierdie sê dit vir my net so mooi. For he, God himself has said, I will not in any way fail you, nor give you up, nor leave you without support. I will not in any degree leave you helpless, nor forsake you, nor let you down, or relax my hold on you. Assuredly not. Amen. 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 Aba Vader, wat 'n voorreg om te kan weet dat U ons op ons name ken. Dis te groot vir ons om te kan verstaan dat U ons gekies het nog voor die grondlegging van die aarde, Here. Dat U toe al oor ons gedroom het. Dat U ons toe al 'n naam gegee het, Here. Vandag wil ek kom en ek wil vir U sê dankie, Here. Dankie dat ten spyte van wat die wêreld sê, ten spyte van wat mense oor ons sê, Here, you are not a man that you should lie. Here, U is vandag, is gister, vandag en vir ewig dieselfde. Dankie dat ons op U woord kan staan. Dankie vir Jesus wat gekies het om met joy na die kruis toe te gaan, Here, want hy het geweet dat hy dit vir ons doen. Jesus, dankie dat U met ons bemoeienis maak. Dankie dat U kies, dankie dat U ons besoek, dankie dat ons op U radar is. Dankie dat ons kan weet dat al voel ons alleen, al noem die wêreld ons goed, noem U ons U kinders. Ons is U erfgename, Vader. Dankie Jesus dat U gesterf het aan die kruis, opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel, waar U nou langs die Here sit
en vir ons kan intree, Here. Daar waar jy ons aanspoor, daar waar jy vir ons cheer en sê, you go. Dankie Here dat ons met boldness na u troon van genade toe kan kom in tye wat dit moeilik is, Here. Hebreërs 4 vers 16 sê, therefore come boldly to the throne of grace, where you will receive mercy and help in your time of need. Here, dankie vir daai uitnodiging. Dankie dat ons vandag hier kan uitgaan en kan weet dat u elke voetstap van ons gerig het. Dankie dat ons kan weet dat u die begin van die einde ken en vir ons uitmarcheer. Dankie dat u ons nog beter wil leer ken. En dankie dat die uitnodiging altyd staan. Dankie dat u vir ons lief is, Vader, en ek verklaar dat net goedheid en guns ons almal sal volg die res van ons dae, want ons is nou maar eenmaal die geseëndes van God. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen.